In vandag se video gaan ons bietjie deur hierdie toets gaan wat ek opgestel het. So ek stel voor jy laai hom af. Ek het in die link of in die beskrywing hieronder of die description hieronder het ek 'n link gesit wat jy kan klik en dan kan jy hierdie aflaai en dan is daar ook 'n QR code. So as jy hierdie scan dan sal dit jou na hierdie video toe bring waardeur ons gaan. Daai wat jy aflaai gaan ook vir jou die memo gee. So jy hoef nie noodwendig die hele video te kyk om te sien nie. Jy kan dit merk. En dan kan jy net, jy weet, forward in die video waar jy gesukkel het of waar jy nie dieselfde antwoorde gekry het as ek nie. Ek sal net een ding sê, hierdie laaste een is nie eintlik graad 9 werk nie, so aan die einde van die video kan jy miskien na hom toe gaan en kyk hoe lyk bietjie graad 10 wiskunde, maar anyway, so kom ons begin. Ek het net bietjie groter vir myself geprint, so kom ons gaan. Faktoriseer volledig, baie belangrik dat dit volledig is. As ek nie volledig faktoriseer nie, ek gaan sommer hierdie eerste een nie volledig faktoriseer nie, net om te wys wat ons nie moet doen nie. Miskien as ek 'n 3 uithaal en dan sê ek wel daar is 'n 2x plus 8. Nou, hierdie lyk gefaktoriseer, maar dis nie volledig gefaktoriseer nie, want ons nog steeds 'n gemeenskaplike term of 'n gemeenskaplike faktor in hierdie twee terme. So om dit reg te doen moet ek 'n 6 uithaal, want is die grootste gemeenskaplike faktor tussen 6 en 24 en daar bly x oor en dan plus, daar is nie 3 nie, 4. Goed, 6 mal x gee 6x en 6 mal 4 gee die 24. Dan nommer 2, kan nie, tussen 5 en 3 kan ek niks uithaal nie, maar ek kan nie x uithaal en dan bly daar oor 5x plus 3. Dan vir nommer 3, so kan ek 'n 4 uithaal en daar bly oor 2x minus 3. 4 mal 2x gee die 8x en 4 mal minus 3 gee die minus 12. Die grootste, by nommer 4, die grootste getal hier is 'n 10 wat ek kan uithaal. Wel is 'n 10y, daar's 'n y in elke term, so 10y. En daar bly oor 4y plus 5. So net double check, 10 mal 4 is 40, y mal y is y kwadraat, 10 mal 5 is 50 en dan sê daai y. Hierdie in nommer 5 het ons 'n x wat ons kan uithaal en daar bly oor x plus y. Nie te veel wat ek daar kan sê nie. Hierdie in lyk bietjie interessant. Daar lyk nie asof daar iets gemeenskaplik is nie, want hierdie is 'n veranderlike en daai is 'n getal. Maar hierdie is 'n spesiale geval, daai is die verskil van vierkante. Nou 0,25 lyk nie na die verskil van vierkante nie, maar as jy sê 'n half maal 'n half, dit gee vir jou 'n kwart. En 0,25 is 'n kwart. So daai is bietjie van 'n triekie ene. Dis sal vir my die twee hakies maak, die vierkantswortel van die eerste getal, of van die a kwadraat is a, en dan ek sal sommer 0,5 skryf en 0,5. Dink as jy 'n half skryf sal dit nie verkeerd wees nie. Ek skryf nou maar net 'n desimale getal, want hulle het 'n desimale getal geskryf en die enigste ding hier wat ek moet seker maak is die tekens verskil. Maak nie saak of die minus of die plus eerste is nie, solank die tekens verskil. Albei kan die plus of albei kan die minus wees nie, dit moet wees plus minus of minus plus. Nommer 7 hierso kan ek 'n 3b uithaal en daar bly oor 5b en plus, baie keer dan sal hierdie confuse sekere kinders, want nou het jy die 3b uitgehaal en ek kan nou maar net so los. Maar die probleem met hierdie is, as ek hierdie maal, dan gaan ek nie daai kry nie. So ek moet onthou om daai geheime, wel ek sou nie sê dis 'n geheime nie, maar dis 'n 1. Ek moet daai 1 daar skryf, want die 3b word gemaal met 1 om daai 3b te kry. So baie belangrik is om daai plus 1 te onthou. Nommer 8, dit lyk soos die verskil van vierkante. Ek gaan hom eers doen, jy kon miskien gesê 2a minus 4b en 2a plus 4b, en dit is gefaktoriseer, maar nie regtig volledig nie, want weer eens het ons nou twee gemeenskaplike faktore in die hakies, actually in beide hakies. So wat ons moes doen eintlik, is ons moes 'n 4 uitgehaal het van die begin af, so dat ek gou dit doen, die 4 uithaal, en dan bly ons oor met a kwadraat minus 4b kwadraat, en dan is dit weer die verskil van vierkante, so die 4 staan nou buite, en ek het a minus 2b en a plus 2b.
as jy hierdie rooi pad gevolg het, dis nie asof dit die einde is nie, jy kan jouself, kom ons sê, jouself red uit daai situasie uit, jy kan 'n 2 hier uithaal, so dan skryf jy 2, en dan bly daar A minus 2B oor, A minus 2B bly oor, en dan hier kan jy ook 'n 2 uithaal, hy word nou gemaal, so laat ek hom net in hakies ook sit, dis nou baie hakies, en dat daar oorbly is A plus 2B, en dan as jy daai 2 en daai 2 maal, dan kry jy 4, A minus 2B en A plus 2B, en dan kan jy sien dit is dieselfde wat ons gekry het. So in faktorisering is dit nie die einde as jy nou nie die grootste getal gekry het nie, maar baie belangrik is jy moet net binne in die hakies altyd double check. En nommer 9, there we go. Ek gaan hulle maar in verskillende kleure doen, laat ons nie verward raak nie. Hierdie is, lyk so 'n bietjie van 'n uitvangplek, een ding wat jy dalk kon gedoen het, jy kon 'n 4 gemeenskaplik uitgehaal het, en dan sê jy gesê het, hier is x kwadraat plus x plus 2x, en dit dalk net so gelos het, maar wat jy hier kan sien is dat hier is gemeenskaplike, of hierdie is gelyksoortige terme, so jy kan hulle eintlik by mekaar optel. So daai 4 bly daar, dis x kwadraat plus, actually nie, wel ek sê nou bly ek het dit verkeerd gedoen van die begin af, 3x. So hierdie lyk so, maar wat is die probleem hier so? Ons het nog steeds gemeenskaplike faktore. So ek het van die begin af sou doen, ek sou eerder die 4x uitgehaal het van die begin af, of wag, nee, wat ek sou gedoen het van die begin af is, daai 4x kwadraat, ek sou net 4x en 8x by mekaar optel, en dan kry ek 12x, en dan sou ek faktoriseer en sê daar is 'n 4x wat ek kon uithaal, en daar bly oor x, plus, en daar moet wees 'n 3. So jy kan sien hierso, as ek dit verder sou vat, sou ek daai x uitgehaal het, en 4x gekry het, en dan sou gehoor het x plus 3. So, maak my net altyd seker, jy kan sien selfs ek, die wiskunde onderwyser, wel, ek dink ek probeer dit dalk nou 'n bietjie te vinnig doen, maar selfs ek sien partykeer nie hierdie goed raak nie, so wees maar altyd seker om aan die einde jou antwoorde te toets. Nommer 10, hierso het ek 3 terme, ek gaan dieselfde toertjie doen, gaan ek kyk wat is gemeenskaplik in elke term, en tussen 3, 6 en 12 dink ek 3, kan in al daai getalle indeel, en daar is 'n A in elke term, en wat daaroor gaan bly is 'n B, ek bring maar net daai teken saam, om 'n 6 te kry, 3 maal 2 gaan 6 gee, daar is 'n A wat ek uitgehaal het, so hier is 'n BC wat oor is, en 3 maal 4 gee 12, en dan is daar net 'n C wat oorbly daar. Amper iets gemeenskaplik, maar dis nie in al die terme nie, so ons is gelukkig, hierdie is 'n volkome gefaktoriseer. Nommer 11, 12, 15 en 9, daar's x tot die mag 4x kwadraat en x tot die mag 3. Ek dink ek gaan net bietjie uitvier hier, en kan dalk bietjie lank raak. Ek weet nou nie hoe hy gaan lyk nie, so kom ons maak net vir onsself mooi plek. En ons gaan 'n 3x kwadraat uithaal, wat hier gaan oorbly is 4x kwadraat, daar gaan oorbly minus 5, ja, net minus 5, en daar gaan oorbly plus 3x. So, kom ons kyk gou, ek dink hierdie gaan goed genoeg wees, ek wil net gou 'n stappie verder gaan, want ek weet met latere wiskunde behoort ons hierdie te kan oplos. Ek weet nie of hierdie gaan faktoriseer nie, in graad 10 en so sal hierdie kan faktoriseer, is 'n gewone 3 term, maar ek wil net gekyk, ek kan nie 2 goed maal, okay, wel, 4 en 5 gaan ek maal om minus 20 te kry, en dan moet ek by 'n 3 uitkom, so 1 maal 20 gaan nie werk nie, 2 maal 10 gaan nie werk nie, 4 maal 5 gaan nie werk nie. Okay, so hierdie kan nie faktoriseer sonder om verdere wiskunde te gebruik nie, en daai verdere wiskunde is soos die kwadratiese formule ensovoort. So hierdie is goed genoeg vir nou, kom ons double check net, 3 maal 4 is 12, daai gaan die x tot die mag 4 gee, 3 maal 3 is, die 9, en dan die x tot die mag 3, en dan die minus 3 maal 5, okay, goed. Okay, nommer 12,
Kom ons kyk hoe lyk hy. Hierso het ons 2 hakies wat gemeenskaplik is. So ek kan sommer net dit uithaal, b plus 5 uithaal en ek weet oor 4a minus 3. So 4a minus 3, niks gemeenskaplik in die hakies nie, so daar is ons finale antwoord. Lekker vinnige een. Nommer 13, ek het 2 terme en ek het 3a minus b en b minus 3a. Nou, dit lyk asof ek gemeenskaplike hakies daar kan uithaal, maar die probleem is, daai b is negatief en daai is positief, en daai is positief en daai 3a is negatief. So gaan ek tekenverandering moet doen. In hierdie een gaan ek die eerste een sommer verander, want ek hou nie daarvan as getalle met negatiewe begin nie. So kom ons maak die voorste minus 2x 'n plus 2x, en wat ek dan doen is ek verander sommer dadelik die tekens binne in die hakie vir elke term. So daai minus b word 'n plus b. Ek verander net die volgorde dat dit soos hierheen gaan lyk. En dan 3a word minus 3a. Jy hoef nie volgorde te verander nie, maar dit is net bietjie vinniger vir my. En dan hierdie word dieselfde, b minus 3a. Goed, ek kon daai plus gemaak het, en dan daai minus en daai plus, sodat hy selfde lyk as hierheen, maar ek het my net gedink, kom ons twee voëls met een klap, of twee vleie met een klap. Anyway, laat ons daai minus wegkry. Nou het ek 2 hakies, en ek het die gemeenskaplike hakies, maar dit is nie net die gemeenskaplike hakies nie, daar is ook 'n 2, wat gemeenskaplik is tussen 2 en 4. So ek gaan uithaal 2, en dan b minus 3a, en dan wat oorbly hier is die x minus die 2y. Onthou die 2 maal die x gee daai 2x, en die 2 maal daai minus 2y gee die minus 4y. En ja, daar is hy. Happy met daai antwoord. Nommer 14 is gewoon 'n 3 term. So af my 2 hakies maak, en dan is dit nou daai riddle wat jy jouself vra, en sê, okay, wat se 2 goed maal ek om 'n 6 te kry, maar as ek hulle by mekaar tel, kom ek by 5 uit, en dit moet maal om 'n plus 6 te gee. So plus 2 maal plus 3 gaan plus 6 gee, en as ek hierdie uitmaal 2x en 3x gee die 5x. Lekker vinnig een. Nommer 15, weer dieselfde, 2 hakies maak, daar is 'n b in hierdie geval, in die eerste deel van die hakie. 2 getalle wat ek maal om 10 te kry, wat by 3 gaan uitkom, lyk soos 2 en 5 gaan werk. Dit moet verskillende tekens wees, want dit is 'n negatiewe 10, maar die groter getal gaan positief moet wees, want is plus 5 minus 2 gaan daai plus 3 gee. Dan nommer 16, x kwadraat minus 10x plus 25, weer dieselfde toertjie, weer 'n x en 'n x wat se 2 getalle maal om 25 te gee, en gaan by mekaar tel om 10 te gee. Wel, 5 en 5 gaan werk, maar omdat ek by negatiewe of minus 10 moet uitkom, is dit minus 5 en minus 5, en hierdie kan ek net mooi oorskryf as x minus 5 kwadraat. Dink nou nie dis verkeerd as jy dit so los nie, hier is net goeie wiskunde maniere. Nommer 17, laat ons net gou die bord uitvee, weer eens, nommer 17. Nou wanneer ek 'n 2 voor daai x kwadraat sien, dan gaan ek eerstens myself vra, kan ek nie daai 2 iewers uithaal uit elke term uit nie, en in hierdie geval kan ek, so ek's baie bly. So ek kan daai 2 uithaal, laat ek hom net hier in lyn skryf. 2 uithaal, ek het x kwadraat minus 7x plus 10 wat oorbly, en dan hier binne-in is 'n 3 term, so daai 2 bly maar net daar buite vir nou, en ek gaan 2 hakies hê, gaan weer x hê hierso, en daar 2 getalle maal om 10 te kry, wat by minus 7 gaan uitkom, en dit gaan 'n minus 2 en 'n minus 5 wees, want minus 2x minus 5x gee die minus 7x, maar as ek minus 2 maal met minus 5, gaan ek plus 10 kry. Nommer 18, daai 3, okay, so 3 is daarom gemeenskaplik orals, so ek hoef nou nie te ver weg te hardloop nie, kan daai 3 uithaal, en daar bly oor x kwadraat minus x minus 30,
En nou vra ek vir myself, wat se twee getalle maal om 30 te gee, maar gaan by -1 uitkom. So 1 en 30, dit gaan nie werk nie. 2 en 15 gaan nie werk nie. 3 en 10 is bietjie ver uit mekaar uit. 4 en wat? 7,5, nee, dit gaan nie werk nie. Okay, kom ons probeer net heelgetalle. 5 en 6, ja, 5 en 6 gaan werk. Okay, so ek weet daar gaan 'n x en 'n x wees en dit gaan 'n 5 en 'n 6 wees. Omdat dit 'n -30 is, moet een van hierdie twee getalle 'n minus wees, maar net een van hulle, want ek wil by 'n negatiewe 30 uitkom. Maar die groter een gaan die minus wees, want ek moet kry -6 plus 5 gaan vir my -1 gee. Daai een is gedoen. En dan nommer 19. 19 gaan ek die bord met uitvee, want hierdie een is eintlik nie graad 9 wiskunde nie, dis eintlik graad 10 wiskunde, maar ek dink jy moet maar altyd met jou wiskundeonderwyser hoor, want partykeer dan sit hulle dit in jou syllabus, want hulle, jy weet, ons is besig met faktorisering, so hoekom gaan ons jou nou nie bietjie stretch nie, nee. So kom ons kyk gou, daai 3 kan nie wegdeel uit enige van die terme nie. So nou gaan ek 'n langer manier volg. Daar is verskillende maniere. Ek gaan net hierdie een manier verduidelik. Wat ek doen is ek maal die 3 met die -8 en ek kry -24 en dan vra ek vir myself wat se getalle maal ek om -24 te kry. En dan as ek hulle bymekaar tel, gaan dit by +10 uitkom. So ek weet 1 en 24 gaan nie werk nie. 2 en 12 lyk asof dit gaan werk, maar ek moet by -24 uitkom. Dit gaan actually werk. So as ek 'n +12 het en 'n -2, dit gaan werk. So wat ek doen is ek gaan hierdie 3x² normaalweg skryf. Nou daai +10x, ek gaan sommer net hier skryf, daai +10x gaan ek opbreek in 2 dele en ek gaan sê wel, ek kan 10x kry deur 12x te vat en 2x af te trek. En dis wat ek hier uitgefigure het met 12 minus 2. So ek skryf net hierdie oor as plus 12x minus 2x. So in plaas van dat ek 10x skryf ek iets wat dieselfde is as 10x, is nou net langer uitgeskryf, en dan minus 8, net 'n lyn daar skryf. En nou gaan ek hierdie en daai saam groepeer. Daar kan ek 'n 3x uithaal, hier bly oor 'n x plus 4. En as ek alles reg doen hier, dan behoort hier ook, as ek 'n minus 2 daar uithaal, behoort daar x, hierso is 'n triek. Kom ons sê nou, ek het gedink ek het 'n x minus, omdat daai 'n minus is en ek sê x minus 4. Kom ons kyk net gou wat gebeur. Gaan minus 2 maal minus 4 vir my minus 8 gee? Nee, dit gaan nie. So daai moet 'n plus wees. So die minus 2 maal die x gee die minus 2x en die minus 2 maal die plus 4 gee daai minus 8. En nou sien ek het gemeenskaplike hakies, baie bly, kan hulle uithaal x plus 4 en dan 3x minus 2. So 'n bietjie van 'n ompad, maar ons het daar uitgekom. Sjoe, ons gaan nou nog ons vinnig hier deur. Volgenes, hulle lyk altyd baie erger as wat hulle is, maar hulle moet nie te maklik lyk nie. En wat ek daarby bedoel is, die grootste uitvangplek hier is, as mense, of kinders kyk na algebraiese breuke, dan wil hulle baie graag daai x² uitkanselleer bo en onder die lyn. Maar jy kan nie dit doen nie, want ons het meer as een term bo die lyn en meer as een term onder die lyn. En ons kan net uitkanselleer wanneer ons, jy weet, een term bo die lyn en een term onder die lyn het. Nou, maar wat se toertjie kan ons doen om meer of veel terme een term te kry? Wel, ons kan faktoriseer. So, hierdie is dubbel faktorisering, want ons gaan die teller moet faktoriseer en die noemer moet faktoriseer. So kom ons begin sommer by die teller of die gedeelte bo die lyn. Daai gaan x wees en wat se twee getalle maal om 24 te kry en by 10 uitkom, hulle moet dieselfde wees. So 2 en 12 lyk asof hulle gaan werk, maar albei moet plus wees, nee, want ek moet by plus 24 uitkom. So daai plus 2 en plus 12 gaan by plus 14 uitkom. So dit gaan eintlik nie werk nie. So 4 en 6 gaan werk, want as ek hulle by mekaar plus, gaan ek by plus 10 uitkom. So plus 4 plus 6.
Onder die lyn net nog faktorisering, weer x daar, en daai 8, 2 en 4 maal ek om 8 te kry, en dit kan by 6 uitkom, en dit kan plus en plus. Sorry, ek moet net 'n pen kry wat beter skryf is. Daai ene. So daai hele hakkie en daai hele hakkie kan wegdeel, en ek het x plus 6 en x plus 2. Nou, ek kan nog steeds nie daai 2 x'e wegdeel nie, want ek het 2 terme bo die lyn en 2 terme onder die lyn, so hierdie is my finale antwoord. Nommer 21, baie dieselfde. Ek het weer 2 terme bo die lyn en 2 terme onder die lyn, so ek gaan moet faktoriseer. By die boonste deel kan ek 'n 5x uithaal, en dan bly x plus 2 oor. Onder die lyn kan ek 'n 2 uithaal, en ek het x kwadraat minus 4. Lyk nog nie asof dit my kan help nie, maar hier is nie volledig gefaktoriseer nie, so ek kan bietjie verder gaan met dit. Ek kan skryf 5x, x plus 2, en onder die lyn is dit die verskil van vierkante, so x plus 2, x minus 2, en daai hele hakie en daai hele hakie kan wegdeel, en ek is oor met 5 en 2 x minus 2. Nommer 22, hier begin die vergelykings. Nou hierdie is nie enige vergelyking nie, dit is kwadratiese vergelykings, en kwadratiese vergelykings het altyd, wel nie altyd nie, maar kom ons sê in graad 9 het hulle oor die algemeen het hulle altyd 2 antwoorde. Jy sal later sien in graad 10 is nie altyd 2 nie, partykeer het jy 1, wel in graad 9 kan jy soms sien dat dit 1 en partykeer niks nie, maar vir meestal gaan ons 'n proses volg, so hierdie is 'n kwadratiese vergelyking. Stap 1 is om dit gelyk te stel aan 0, en ons het dit reeds gedoen, of dit is klaar vir ons gedoen, en nou gaan ons faktoriseer, so ek kan 'n x uithaal, en x minus 3 bly oor, en nou het ons daai verskynsel, ek het 2 goed wat ek maal hierdie hakkie gee 0, so of die x moet 0 wees, of die x minus 3, dit wat in die hakkie staan, moet 0 wees, en hierdie is 'n lineêre vergelyking, so ek kan net daai oorvat, so hierso is 2 oplossings, vir hierdie om te werk, kan x 0 wees, of x kan gelyk wees aan 3. Nommer 23, dis die verskil van vierkante, dis klaar gelyk gestel aan 0, so ek gaan net faktoriseer, x minus 12, x plus 12 is gelyk aan 0, so ek gaan nou sien, x minus 12 is gelyk aan 0, of x plus 12 is gelyk aan 0. Jy hoef nou nie hierdie stap te skryf nie, jy kan heel waarskynlik dadelik sien, x gaan 12 wees, of x gaan minus 12 wees. So, 2 antwoorde, weer eens. En hierdie is maklik om te toets, want 12 mal 12 gee, kom ons begin gou net daar, as ek daai sou herrangskik, dan sou ek kry x kwadraat is 144, so jy sou in die verlede net die vierkantswortel aan albei kante gevat het, en dan sou jy gesê dis 12, maar iets wat jy nie sou agterkom nie is minus 12 mal minus 12 gee ook 144, so baie keer as ons dan die vierkantswortel trek aan albei kante, dan doen ons hierdie ding waar ons 'n plus minus skryf, want daar's 2 antwoorde, daar's plus 12 mal plus 12 gee 144, en minus 12 mal minus 12 gee ook 144. Kom ons gaan kyk na 100, wel nie 100 nie, voel asof ons al 100 gedoen het, ons het nog net 2 oor, x kwadraat plus 8x plus 16, dis klaar gelyk gestel aan 0, so ek gaan net faktoriseer, en ek het 'n x aan die begin, en 2 getalle wat ek maal om 16 te kry, wat by mekaar tel om 8 te gee, is 4, plus 4 en plus 4, ek weet dis plus 4, want daar is 'n plus 8, as dit minus 8 was dit minus 4 en minus 4. Hierso sien ek, hier is 2 hakies wat dieselfde is, so dit gaan net een antwoord wees, so dis net x plus 4 is gelyk aan 0, so x is gelyk aan minus 4. So, jy hoef dit nou nie 2 keer uit te skryf nie, maar ons net een antwoord. En soos ek gesê het, meestal het ons 2 antwoorde by kwadratiese vergelyking, maar hierso is 'n spesiale geval wat ons nou net een antwoord gaan hê, en dis okay. Nou, nommer 25 gaan ek vir jou sommer nou al sê, is definitief nie, wel, ek sê definitief nie, kom ons begin net gou, en kyk wat gebeur. So daai is 'n vergelyking, hy is kwadraties, so ek moet gelyk gestel aan 0, of hom gelyk stel aan 0.
So die minus 10 is daar, ek bring nou minus 5 oor, en dan word dit 5x² minus 15 is 0. Dis 'n vergelyking, so ek kan die 5 sommer net wegdeel. So ek het x², maar elke term moet gedeel word. Minus 3 is gelyk aan 0. En hierdie is nou waar graad 9 wiskunde jou nou nie verder sou kry nie. En ek doen hierdie net om mooi volledig te wees, want ek voel, dis cool dat jy net hierdie goed sien voor jy graad 10 toe gaan. So, as jy nie baie, jy weet, van wiskunde hou nie en stuff, jy stop die video en is fine, maar ek dink nog steeds hierdie is net slim om te sien wat kan gebeur. Terloops, dit is, dis net altyd nice as jy nou volgende jaar instap ensovoort. Maar okay, te veel gepraat, kom ons kyk gou hierna. Hierdie is nie noodwendig die verskil van vierkante nie. As ons hier uitgekom het en dit was x² minus 4, dan sê jy gesit, dis die verskil van vierkante, maar hier is 'n klein bietjie van 'n toertjie aan. So kom ons kyk gou, as ek sê, kom ons vat net 'n silly voorbeeld. Wat is die vierkantswortel van 4 maal die vierkantswortel van 4? Wel, die vierkantswortel van 4 is 2, en die vierkantswortel van 4 is 2, en 2 maal 2 is 4. So wat sien jy gebeur hier? Ek kan eintlik enige getal maal, of enige getal se vierkantswortel, maal daai getal se vierkantswortel gee net vir my daai getal. So in hierdie geval, weet ek die vierkantswortel van 3 maal die vierkantswortel van 3 gee vir my 3. So ek kan hierdie amper hanteer asof dit die verskil van vierkante is, want die vierkantswortel daar is x, en die vierkantswortel daar is net 3. Sorry, ek skryf nou 'n bietjie lelik en is plus en minus. So in hierdie geval het ons x plus die vierkantswortel van 3 is gelyk aan 0, so x is gelyk aan minus die vierkantswortel van 3, of x minus die vierkantswortel van 3 is gelyk aan 0, so x is gelyk aan die vierkantswortel van 3. So ja, hierdie is nou bietjie moeiliker en dit gaan meer met parabole te doen en wanneer jy grafiese goedjies moet teken ensovoorts. Maar ja, wat ek wou dit maar net vir jou wys. Dan in ander nuus, as jy gevoel het hierdie video was te vinnig vir jou en ons baie goed wat ek gesê het wat jy nie verstaan het nie, ek het 'n handboek gemaak vir faktorisering, want ek gesien op YouTube almal kyk heeltyd die faktorisering video's. So toe dink ek, wel, kom ons maak iets wat kinders kan help. So ek het hierdie tipe van 'n faktorisering handboek gemaak. Daar's 'n paar video's wat jy kan kyk en dan so oefeninge, want ek dink net jy gaan beter raak as jy actually die somme doen, as wat jy net kyk hoe ek die somme doen. Dis soos push-ups, jy moet hulle self doen, dan word jy sterker. So wat ek gedoen het is video's gemaak, jy kan dit skerm met jou foon en dan wys dit vir die video. Jy kan hierdie oefening doen en dan wys dit vir jou ook hier soos wat hierdie antwoord video was, is daar antwoord video en ek het gemaak vir gemeene faktore, jy weet vir die hakkies, bietjie moeiliker voorbeelde, verskil van vierkante met vreemde goedjies soos breuke ensovoort. 3 terme, hierdie deel is natuurlik die moeilikste deel gewoonlik vir kinders, en dan algebraïese breuke en dan bietjie lesse ensovoorts. En dan het ek ook vir net voor jy eksamen gaan skryf is hier soos 'n memory refresh en dan gaan ek deur alles in 10 minute oor wat jy moet ken. So as jy dink hierdie kan jou help, wel ek dink dit kan. Ek het ook 3 sulke toetse gemaak, soos hierdie wat ons nou net gedoen het, is daar nog 2 ander waardeur ek kan gaan. So as jy dink, jy weet dis iets wat jou kan help, dan kan jy net op my website gaan, jy kan daar gaan rondkyk. Ek het 'n link gesit in die beskrywing of die description. So ja, ek dink dit kan jou moontlik help. So kyk daarna en ja, ek love dit om altyd terugvoer te hoor van julle. Ja, lekker dag.